Baie dankie. Ek was al hier en toe was daar nie so baie mense in die gebou nie. Ek weet nie of die jong manne gehoor het, ek preek vandag daarom dat hulle nou kerk toe gekom het nie. En ek hoop ook julle sal te teleurgesteld wees nie. Gemeente, ons sing eers 'n paar liedere, net om ons in die regte stemming te bring. Kom ons sing eers lied 159, verse 1 en 2. En die lied sê, God is hier teenwoordig. Ons kan sommer bly sit terwyl ons dit sing. God is hier teenwoordig. En dan sing ons 'n lied 157 wat sê, Here Jesus, ons is ook hier. Ons is hier teenwoordig. Kom ons sing die twee liedere om ons in te stel vir die erediens. Amen.
Gemeente, dit is my voorreg om u vanmôre te groet namens God, Vader, Seun en Heilige Gees. Genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Nou sing ons 2 lofsange ook. En ek vra u om te staan vir lied 200. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. En dan sing ons lied 175, Majesteit. Ons sing hom 2 keer. Kom ons sing hartlik saam.
Baie dankie, broer en suster. Ons het heerlik gesing van die lof van God. En mag dit wees dat alles wat in hierdie erediens gebeur ook tot sy eer en verheerlikheid sal wees. En as ons so gesing het oor die heerlikheid van God, dan staan ons hier, sit ons hier as skuldenaar. Ons vind nie dat in ons ook God se heerlikheid altyd weerkaats word nie. Nou, die psalmdigter Dawid het ook daaroor nagedink. En hy het gesê, gelukkig is die een, dit is Psalm 32, gelukkig is die een wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here sondeskuld nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. En daaroor gaan die boodskap ook later grootliks gaan. Maar dan gaan hy voort in vers 3. Toe ek stil gebly het my gebeente broos geword, onder my gekreun die hele dag. Ja, dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn soos in die hitte van die somer. My sonde het ek teenoor u erken. My sondeskuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink ek wil my oortredings teenoor die Here bely, en u het my sondeskuld vergewe. Dit is waarom elke getroue volgeling tot u moet bid, terwyl die geleentheid daar is. Die geluid van 'n groot watervloed sal hom nie bereik nie. As ons stil bly en nie erken dat ons tekort skiet nie, soos Dawid gesê het, dan gaan dit sleg met ons. Maar as ons teenoor u ons sonde erken, dan vind ek vergifnis, en dan kan ek weer leef. Kom ons onthou dit, vriende. Laat ons eerlik wees teenoor God, en ook ons tekortkoming, ons sonde bely, en hy sal vergewe. En ons ken mos die woord wat vir ons sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy sal ons sonde vergewe. Kom ons sing nou 'n lied om te erken van ons sondigheid. 2, 3, 1. Heilig, heilig, heilig Here, u is heilig sonder perk. Ons kom sing u naam tot ere, bid dat u in ons sal werk. Kom ons sing die vers van 1 en 3 van heilig, heilig Here.
wou maar dat u bly staan, maar is goed vir die knieë, sit maar en staan weer op asseblief. Kom ons sing ons geloofsbelijdenis. Ons het nou God geëer, en ons het gesê, hier is ons, saam met God. Kom ons sê nou net, ons sing net 2 verse van 265, wat sê, enigste Here, enkele wese, ons glo in U, met ons hele hart. Kom ons doen dit uit ons hart, 265, 2 verse. Gemeente, ons gaan 'n paar verse lees uit 2 Korinte, hoofstuk 5. 2 Korintiërs, hoofstuk 5. Ek hou daarvan om tekste te gebruik wat aanbeveel word deur die leesrooster, wat taamlik wêreldwyd gebruik word. En hierdie teks in 2 Korinte 5 is dan ook aanbeveel vir vandag, ook Psalm 32, waarvan ek gelees het aan die begin. Maar voordat ons lees, kom ons bid net saam. Here, hoe wonderlik is dit nie om hier saam in groot getalle te wees in U teenwoordigheid, in ons eie teenwoordigheid. Ja, ons is almal hier, soos wat U hier is. En ons bid, Here, dat ons werklik U teenwoordigheid sal ervaar, en ook dat ons U woord sal hoor. Nie gewoon woorde nie, maar dit wat U wil kommunikeer met ons. Nie die woorde net van die dominee nie, maar dat U Gees die woorde, die gedagtes, die idee diep in ons harte sal laat ingaan. Wil U gee dat ons nie net hoorders sal wees van die woord nie, maar ook daders. En dat daar vandag iets met ons sal gebeur. Dat ons sal besef wie ons is, as ons sê dat ons in U glo en in Christus is. Hoor ons gebed, Here, ons vra dit in U naam. Amen. Twee Korinte 5 lees ek hier van vers 13 af tot 21. En ek gaan my bril opsit, net om te wys my ouderdom. As ons, vers 14, die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie, selfs al het ons Christus meer na die uiterlike leer ken.
ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin, dat God ons in Christus, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredinge toe te reken nie. En hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesandte ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit self deur ons pleit by julle om Christus ontwil. Laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Ons lees tot hier. Liewe broer en suster, alle mense het in hulle die behoefte om in vrede met die Skepper te leef. As ek sê alle mense, bedoel ek dit. Of jy nou 'n Hindoe is, of 'n moslim, of 'n Boeddhis. Alle mense het die aanvoeling dat daar 'n opperwese is, of een of ander krag dan, wat ons geskep het, wat gemaak het dat ons vandag is, hier waar ons is. En dat ons 'n verhouding met daardie Skepper wil hê. En ons wil graag hê dat dit 'n goeie verhouding sal wees. Ja, die ding van ateïsme is 'n nuwe ding. Dit het eers ander dag begin. Die ou kerkvader Augustinus het gesê, elke mens is rusteloos totdat hy rus vind in God. Dit is soos ons almal wil wees. Ons wil in vrede met ons Skepper lees. Maar terselfdertyd is ons ook pynlik daarvan bewus dat daar iets is wat haper in ons verhouding met hom. Lyk of daar iets is wat tussen ons is, dat ons nooit in 'n goeie verhouding met hom kan kom nie. In vers 10, net voor die gedeelte wat ons gelees het, skryf Paulus dan ook, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. En dan raak ons bietjie skrikkerig, want ons wil vrede hê met God. En nou is daar sprake van 'n regbank waarvoor ons moet verskyn, en ons weet maar te goed, nou is daar moeilikheid. Nou ja, hierdie skrifgedeelte wat ons gelees het, gaan oor hierdie dilemma. Die dilemma van te wil vrede hê met God in 'n goeie verhouding te wil wees, maar te besef, ons skiet tekort. Dus ek wil nou net 3 woorde hier uitlig, wat in ons skriflesing saam met die woord Christus gebruik word. Deur Christus. En tweedens, in Christus. En derdens, ter wille van Christus. Met ander woorde, dit gaan hier in hierdie gedeelte, en dit is die antwoord. Christus. Laat ons eers 'n bietjie dink oor wat gebeur deur Christus. In vers 18 het ons gelees, ons is deur Christus met God versoen. Ons is deur Christus met God versoen. Versoen. Wat beteken versoening?
Dit is presies hierdie ding waarna ons verwys het. As iets soos 'n rots tussen mense inkom, dat hulle net nie met mekaar kan kommunikeer nie, dat hulle net nie vrede met mekaar kan hê nie, dan en daai word verwyder tussen hulle, dan sê ons, daar het versoening gekom. So is dit dan wat ons gesê het, daar's iets tussen ons en God, dat ons maar net nie die vrede met hom kan hê, wat ons so graag wil hê nie. Nou, dit is waaroor dit in lydingstyd gaan, want ons is in lydingstyd. Christus Jesus is die versoener. Hy het ons, en deur Christus, sê vers 18, het God ons met homself versoen. Deur Christus, omdat hy die groot versoener is. Jesus het God se bedoeling met die mens. Dit wat hy bedoel het, ons verhouding moes wees met hom. En wat verkeerd geloop het, sommer van die begin af. Dit het Christus kom regstel. Want hy het kom leef, hy, die ware mens, en God. Hy, die ware mens, het so kom leef, in gehoorsaamheid aan God se bedoeling, dat hy hier kom verwyder het. Hy het die pad van gehoorsaamheid kom oopstap, deur sy opofferende lewe, getroue lewe, en sy dood, is ons met God versoen. Die struikelblok tussen God en ons is verwyder deur Christus. En dit het hy gedoen, alleen hy, wat ons nie kan doen nie. Dit was te groot vir ons, om te verwyder hierdie struikelblok. Maar hy kon dit doen, omdat hy God is, maar wat mens geword het. Ware mens, gehoorsame mens. Dus deur Christus het daar versoening gekom tussen God en ons. En let mooi op, dit is verwyder, hierdie struikelblok. Dit het gebeur, ons is versoen met God. Ons is versoen met God. Ons is nie meer sondaar mense. Ons is nie meer mense wat nie kan deurkom na God nie. Hy het finaal iets kom doen wat versoening gebring het tussen ons. Broer en suster, liewe jong mens, dit moet ons glo. Wat is dit om te glo? Aanvaar. Aanvaar dit. Dis iets wat gebeur het. Dis 'n feit. Dis 'n feit. Deur Christus is ons versoen. Ons moet dit as uitgangspunt vir ons lewe neem. Ons moet nie bly kreun en kruip onder die vrag van ons sonde, van ons tekortkominge, en ons kan nie daaruit nie. Ons moet nie sê, ag, ons is maar net mense nie. Nee, ons is versoendes. Daar's vrede tussen God en mens. Ons behoort aan hom. Daardie regbank waarvoor ons kan bang wees. Wie sit op die regbank? Hy wat ons kom versoen het. Dis deur hom dat ons op daardie dag kan bly wees, want ons het niks om voor bang te wees nie. Deur Christus, dis die eerste woord wat ek op wil wys. Maar dan 'n paar keer word hier gepraat van in Christus. Wat beteken in Christus? Vers 17. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Vers 19.
Hierdie versoening bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. In Christus is daar versoening. Ons is almal nuwe skepping staan hier. Skepsels, het die ou vertaling gesê. Ons is nuut gemaak. Dit is seker amper iets wat bedoel word met wedergeboorte. Ons het tot stand gekom as nuwe skepsels, nuwe skepping. Dit het hy kom doen. En Christus het in Christus die wêreld met homself versoen en hulle oortredinge nie verder toegereken nie. Hoor u dit, vriende? Glo ons dit? Die blok tussen ons en God is in Christus verwyder. Dit word nie toegereken, ons tekortkominge, ons oortredings, ons sonde nie. God het die versoening bewerk deur Christus, en in Christus het ons hierdie versekering dat dit vir ons ook waar is. Nou hierdie woordjie in beteken 'n noue verhouding, 'n noue verbintenis, 'n assosiasie. Dit is 'n aanvaarding, dit is 'n geloofsverhouding. Ons is in Christus as ons hom aanvaar as ons verlosser, as die versoener tussen God en ons. Dan is ons in Christus. Dit beteken in hierdie verhouding dat ons aan sy versoeningswerk deel het. Dit geld ook vir ons. In Christus is dit so. Daarom het ons ook die vorige verse gelees. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, indien een vir almal gesterf het, dan almal gesterf het. En hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, soos ons, nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom, wat ter wille van hulle gesterf en opgewek is. In Christus is ons in 'n nuwe posisie. Ons is 'n nuwe skepping. Ons is 'n nuwe skepsels. Hy het die versoening bewerk en nou is ons nuut. Ons is nuwe mense. Al lyk ons net nog soos wat ons gelyk het. Ons is nuut, ons is anders. Omdat ons so gewoond is aan onsself en aan die wêreld om ons, is dit vir ons moeilik om dit te glo. Kom ons glo dit. Dis wat die apostel Paulus hier vertel as die goeie nuus, die reine waarheid. Kom ons glo, ons is nuut. Nou deur Christus is ons versoen. In Christus is ons status die van versoendes. Maar hier is ook 'n ander verhouding wat hier is. Vers 18 praat hiervan dat ons deur Christus met hom versoen het, aan ons die bediening van versoening gegee het. Hier is 'n nuwe rol vir hierdie nuwe mense. Ons tree op as gesandte ter wille van Christus. Nie net deur Christus nie, of in Christus nie, maar ter wille van Christus het ons 'n nuwe rol, het ons 'n nuwe taak, ons het 'n nuwe status gekry, 'n nuwe status. En hier staan dit,
Julle is gesandte ter wille van Christus. Dit beteken ambassadeurs, gestuurdes, getuies. Praat ook van die bediening van versoening ter wille van Christus, om sy ontwil. Namens Christus is ons nou gesandte. In die nuus was daar taamlike roeringe die afgelope week of wat, oor 'n ambassadeur van Suid-Afrika in Amerika. 'n Ambassadeur, 'n gesant, is iemand wat in 'n ander land sy land verteenwoordig, wat daar die spreekbuis is van sy land, wat verantwoordelik is ten opsigte van sy land se regering. Hy praat namens sy land, hy is die gesig van die land. As ons gesandte van Christus is, beteken dit presies dieselfde. Ons is afgevaardigdes, ons is ambassadeurs van sy land, die koninkryk van God, in 'n ander land, hierdie wêreld. Ons verteenwoordig hom, ons praat namens hom, ons is die gesig van hom en sy koninkryk. Ons verteenwoordig die koninkryk van God. Dus ons is nie net nuwe mense nie, wat ons glo nou teen hierdie tyd glo, né? Maar ons is ook mense met 'n nuwe taak. Elkeen wat in Christus is, elkeen wat deur hom versoen is met God, ontvang dan nou hierdie bediening van versoening. Ons het 'n boodskap van versoening. Ons taak as versoendes is soos dit hier gestaan het. Ons tree op as gesandte. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Dis nie iets wat ons kan doen om ons met God te versoen nie. Ons laat toe dat hierdie versoening werklikheid word in ons. En dan is ons gesandte, gestuurdes, om hierdie boodskap van God se liefde en genade en versoening bekend te maak. Ons nooi ander uit, ons pleit by hulle. Aanvaar hierdie versoening. Ek vra nie van jou om vreeslike dinge te doen nie, ek vra van jou net om te aanvaar, te ontvang dit wat vir jou aangebied word. Hy, Jesus, het sy lewe geleef en gegee, terwille daarvan dat ons nuut kan wees, en dat ons hierdie nuutheid kan vertoon en kan verwoord, om ander uit te nooi. Ons nooi mense uit na hom toe. Dit is die goeie nuus. Die goeie nuus is, dat God in Christus alles gedoen het, deur Christus alles gedoen het, sodat ons versoen kan wees, sodat ons 'n ware verhouding met God die Skepper kan leef. Met ander woorde, dat daardie regterstoel, wat vir ons 'n verskrikking kan wees, dit nie moet wees nie, want dit is Christus wat daar op die troon sit, en wat sal sê, maar ek reken nie die verkeerde dinge toe nie, want ek het hom met God versoen. Ons nooi hulle uit. Ja, deur Christus is ons versoen met God. In hom is ons nuwe skepsels, en terwille van hom tree ons op as sy verteenwoordigers. Amen. Kom ons bid. Here, ons sê maar net dankie. Dankie dat u van ons niks meer verwag nie,
is om ja te sê. Dat jy van ons niks anders verwag as om maar net te aanvaar wat u sê nie. Wil u gee dat ons sal leef as hierdie nuwe mense wat u van ons gemaak het. Wil u gee dat ons deur ons lewe, deur ons dade, maar ook ons woorde, uitnodigings sal rig, dat ander ook deel kan hê in hierdie versoening wat u vir die hele wêreld bewerk het. Ja, Christus het nie net gekom vir 'n klein groepie mense, vir 'n klein deeltjie van u skepping nie, maar hy het gekom om 'n kosmiese versoening te bewerk. En ons word deel daarvan in Christus. As ons bely dat ons in Christus is, as ons hom aanvaar as die groot versoener. Help ons, Here, om uit die gewoonte te kom dat ons moet verdien, dat ons iets moet doen om dit reg te kry. Maar geef ons die genade om maar net te aanvaar, om maar net ja te sê met ons hele wese. Wil u dit vir ons gee? Dankie dat ons weet, dit is presies wat u wil doen. U wil dit vir ons moontlik maak. Lei ons op ons pad vorentoe. In u naam vra ons dit. Amen. Verskies julle, maar as daar 'n geleentheid om self voordoen, dan moet mense dit gebruik. So ek wil graag as ons hierdie lied gaan afsluit, 514 van Ek weet verseker, wil ek hê met dit almal saam sing. My pa het altyd gesê, vir julle seuns nou, 'n ware man is een wat in die skoolkoor sing en rugby speel. Dis 'n ware man. So ek wil hê, ek soek 5 van julle seuns, 5 van julle, wat saam met my en saam met almal hierdie slotlied gaan sing. Julle weet mos nou wie sing lekker in die skoolkoor? Julle weet mos nou wie sing soos Pavarotti in die stort? Kom, ek soek 5. As dit meer is, dan kom julle. Kom, ek soek 5. Kom. Daar's hy. Hierdie gaan eintlik oor julle manne wat nou daar sit. Want julle gaan nou hierdie manne wat God gegooi het om hier voor te kom staan, support. Okay? En ons gaan hierdie ding nou flat out sing. Okay? So wat jy ophardloop op 'n rugbyveld om 'n game te speel, gaan ons hierdie lied nou flat out sing. Skouers oop, handremme af. Ons gaan staan en almal saam. As een of twee alleen sing, is dit nie lekker nie. Maar ons gaan dit almal saam doen. Veral julle manne, julle support hierdie ouens nou. Ons gaan staan en hierdie lied sing met alles wat ons het. Dat julle hierdie dag kan onthou wat Dominee Dons vir julle gesê het. Ouens, dit gaan oor Jesus. Dis waar dit gaan. Of jy nou rugby speel of wat jy ook al doen, dit gaan oor Jesus. En hierdie lied sê, ek weet verseker, Jesus is hier in my lewe. Of jy nou rugby jol, of jy nou skool gaan, wat jy ook al doen. Dit onthou julle vandag vir die res van julle lewens. Okay, so ons gaan nou staan. Sing ons vers 1 en vers 2, stel. En ons gaan flat out. Manne, ek praat van voluit. Maar nou doen ons dit, nee, tot eer van die Here, nee. Okay, hier gaan ons. Flat out. Kom. Ek weet verseker, Jesus is hier. Hy het my sonde, my liefde vergeef. Hy was verloren, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy
Baie dankie almal. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons almal. Amen.